Goeiemôre aan almal. Baie welkom hier so by Ontbytsake. Vandag is 'n baie spesiale program. Vandag vier ons die lewe van ons liewe weeraanbieder en dis Annika. En om dit saam met ons te vier is 'n man hier by ons in die ateljee en dis Aubrey de Beer. Aubrey, goeiemôre. Goeiemôre, Davie. Baie welkom. Dankie. Ek moet sê ek het nooit gedink ek gaan voor die kameras wees nie, maar hier is ek, nee. Ek sien uit om saam met jou te kuier vandag. Dankie. Charlene, goeiemôre ook aan jou. Môre David, Aubrey, dankie dat jy so braaf is om vanoggend saam met ons te kuier. Ons waardeer dit. Ons gesels deur die loop van die program met verskeie mense wat 'n belangrike rol in Annika se lewe gespeel het en wys vir julle mooi oomblikke en 'n uittreksel uit haar gedenkdiens wat donderdag gehou is. Jy met die mooi groen hemp, hallo. Kyk en ek steek af teen jou want jy's kleurvol. Ja, soos dit hoort van ons vier kleurryke mense. Inderdaad, net so. En ek sing ook vandag 'n lied wat ek opdra spesiaal aan haar en Elmy Chur het ook spesiaal vir haar 'n liedjie geskryf waarna ons ook gaan luister. Maar intussen gaan die program voort en ons sakefokus is in Brits en Hartbeespoort in die Noordwes en daar kuier ook sakemense van ander dele hier in die ateljee by ons. Dr. Judy is ook op haar pos om te vertel van haar verlies vir mans. Leon het nie daai probleem nie. En ons vind uit oor Egiptiese parfuumolies. Ja, en natuurlik vind ons uit wat Corrie vir ons alles gemaak om vandag te eet, Corrie. Môre Davie, Aubrey, baie welkom hier by ons. Nou, ons is nog nie klaar met al die Veritas wenwyne nie en vandag is dit die Ghost Corner Wild Ferment Sauvignon Blanc se beurt. Nou daarmee saam maak ek 'n heerlike mango slaai met hoenderstukkies. Nou soos altyd begin ons met weersake saamgestel deur Dr. Lenet van Skalkwyk en daarna gesels Charlene met haar en haar verhouding oor Annika. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiedag, ek is Lenet van Skalkwyk met jou naweek weervoorspelling. Hierdie naweek beweeg 'n swak boligtrog oor die westelike dele van die land en dit veroorsaak donderstorms in die Kalahari, asook die Noord-Kaapse binneland en selfs ook die Wes-Kaap. Ons verwag baie warm toestande in die Wes-Kaap hierdie Saterdag met verspreide donderbuie oor die westelike binneland. Dit sal bewolk wees aanvanklik oor Gauteng en die noordoostelike dele terwyl die wind sterk gaan waai langs die ooskus. Mistige weer kruip suidwaarts met die Weskus langs terwyl dit bewolk raak oor die ooskus oornag en donderstorms kan ook oornag voorkom oor die sentrale gebiede. Dit sal Sondag warm wees langs die kusgebiede. Ons verwag gedeeltelik bewolkte toestande met enkele donderbuie oor die oostelike helfte van die Noord-Kaap en donderbuie gaan ook in die middag opsteek oor die oostelike gebiede. Dit sal effe koeler wees in die Laagveld hierdie Saterdag met 24 in Mbombela, enkele donderbuie moontlik later in die middag in Gauteng. Dieselfde geld vir Sondag wanneer dit warm sal wees in Pretoria met 29 grade en baie warm in die Laagveld. Ons verwag 'n koue dag in Bethlehem Saterdag met 19 grade, donderbuie in die Vrystaat asook die binneland van KwaZulu-Natal. Dit raak Sondag warm langs die KwaZulu-Natalse kus, dit ten spyte van 'n sterk noordoostewind. Hierdie naweek gaan die wind sterk waai langs die Oos-Kaapse kus, maar ons verwag sonnige warm toestande in Oos-London, 27 grade teen Sondag met gedeeltelik bewolkte weer en enkele donderstorms oor die binneland. Vir die Wes-Kaap voorspel ons ook enkele donderbuie oor die binneland, Beaufort Wes met 26 grade en 'n warm middag in Kaapstad. Sondag effe koeler met 27 in Kaapstad, enkele donderbuie moontlik in die omgewing van Sutherland en Calvinia. Donderbuie word so ver wes as Springbok verwag vir Saterdagmiddag, 31 grade daar. Enkele donderbuie steeds moontlik in die omgewing van Appington vir Sondag met 'n maksimum van 31 grade, terwyl dit gedeeltelik bewolk sal wees in Namibië. Ons voorspel Maandag effe koeler toestande oor die verre westelike dele van die land, matige weer oor die sentrale gebiede en reënbuie kan langs die KwaZulu-Natalse kus voorkom met donderstorms oor die binneland. Donderbuie sal ook in die namiddag opsteek oor Gauteng en deur die nag is daar ook 'n moontlikheid vir verspreide buie oor die oostelike gebiede, terwyl geen reën in die weste verwag word nie. Dinsdag voorspel ons nie enige reën in die weste nie, enkele donderstorms beperk tot die noordoostelike dele van die land en dit sal baie warm raak in die Wes-Kaap. Ons voorspel hoë oggendtemperature vir die volgende paar dae oor die westelike dele van die land, baie warm maandagmiddag in die Wes-Kaap met 31 grade in Kaapstad, matige toestande in Gauteng. Dinsdag 'n koel oggend op die Hoëveld,
met matige toestande in die weste, terwyl dit 'n warm dag sal wees oor die suide en westelike binneland. Kaapstad weer baie warm met 'n maksimum van 30 grade, 23 vir Johannesburg. Saterdagmiddag sal die wind taamlik sterk waai oor die sentrale binneland en 'n sterk noordoostewind word langs die ooskus verwag. Ligte wind egter op die Hoëveld. Teen Sondag verwag ons matige toestande langs die Namibiese kus. Die wind sal lig wees oor die westelike binneland en 'n sterk tot taamlik sterk noordoostewind langs die ooskus. Dit was dan jou naweek weervoorspelling. Die weer word weer opgedateer teen Woensdag. Soos julle gehoor het, is Lenet tans die stem agter die weer wat ons uitsaai. Lenet het ook vir Annika klas gegee tydens haar honeursjaar en was ook later 'n kollega by ENCA. Dr. Lenet van Skalkwyk, baie welkom. Hoorie, ek moet nou net eers vir jou vra. As jy en Annika nou saam gekuier het julle oor die weer gesels? Want baie mense beskou dit as klein geselsies maak. Dit was een van ons gunsteling onderwerpe om oor te praat. Ons het selfs WhatsApp groepies gehad om oor die weer te praat. Ja, so dit was vir julle baie belangrik. Julle het regtig 'n passie daarvoor gehad. Vertel eens vir ons waar en hoe het jy Annika leer ken? So Annika was in die tweede klas vir wie ek klas gegee het. In 2014 was sy in honeurs gewees en sy was een van my studente. En sy was met 'n groep wat basies haar vriende was en dit was 'n lieflike klas om voor klas te gee want hulle was so entoesiasties oor die weer gewees. Ja. Hoe onthou jy haar as student? Wat was van haar uitstaande kenmerke? Kyk, as professionele persoon weet ons wat haar werksetiek was. Is dit ook maar so? Nee, dit is so en ek weet haar punte was baie goed gewees en regtig dit is die lekkerste om vir iemand klas te gee wat regtig belangstel. So dit was Annika gewees. Benewens sy as student, Annika as mens en later as meteoroloog, wat was van die groot uitstaande kenmerke van haar wat jou bybly? Wel, ek dink wat ek baie van haar waardeer het, is net haar verskriklike liefde vir mense. Sy was so lief vir haar hondjies en haar man en haar familie en ons het van almal geweet. So dit is en net hoe lekker sy kon gesels. Sy kon met enige iemand gesels en ons het net so lekker gesels altyd oor allerlei dinge. My lewe, haar lewe. Ja. Julle het later saamgewerk by ENCA. Vertel vir ons van daai jare. Ja, ag dit was seker, ek dink ons het omtrent vir 2 jaar saam gewerk en ons was saam op die een nuusspan gewees en later het ons ook Engels aangebied. So dit was baie lekker. Ons was 'n baie nou span gewees en omdat sy ook as voorspeller gewerk het by die weerdiens voorheen, was haar voorspellingservaring regtig ook 'n aanwinst gewees vir ons span. So ons was 'n groep voorspellers gewees wat toe oorgegaan het na TV-nuus en weer. En so ons weervoorspellings agter die skerms was regtig ernstig. Ons was baie ernstig daaroor gewees. Ons het die temperature voorspel, die reënvalkaart. Ons het dit baie ernstig opgevat en omdat ons almal voorspellingsagtergrond gehad het, was dit 'n baie goeie span gewees. En sou jy sê julle was selde verkeerd? Wel, ons het so gedink. Lenet, baie dankie dat jy vanoggend 'n bietjie van jou vriendskap saam met Annika met ons. Dankie, Charlene. Dankie. Ons kyk nou na 'n paar spesiale weeroomblikke van Annika en daarna gesels ek met Prof Willem Landman wat ook 'n groot rol in Annika se lewe gespeel het. Annika de Beer. Baie dankie Davie, wat 'n fees en 'n voorreg om by hierdie span te kan aansluit en ek kan nie wag om vir julle te wys wat die nuwe weersake alles inhou nie. Dit is vir my heerlik om vir julle hallo te sê hier vanuit België en Nederland waar dit ysig koud is, maar dit is heeltemal anders daar in Suid-Afrika. Ek vertel vir jou van die weer in ons land net hierna. Dit was 'n lekker lentedag reg oor Suid-Afrika laasweek en toe nadat het dit nou weer kouer geword in die suide van die land. So ons gesels oor dit alles oor 'n kort rukkie.
Prof Willem Landman was Annika se professor tydens haar voorgraadse studies en haar promotor tydens haar meestersgraad in weerkunde. Baie welkom. Prof Landman, ons het die heeltyd gehoor oor jou. Sy het soveel respek vir jou gehad. Was jy betrokke ook in haar meestersgraad en hoe het dit gewerk? Ja, ek was betrokke en dit interessant genoeg, die weergemeenskap is maar baie klein. Dit is net 'n paartjies en eintlik het my vrou Stephanie my bekend gestel as iemand wat 'n meestersgraad wil doen oor mis en misvoorspellings, want dit is so belangrik om te kan weet of 'n vliegtuig kan opstyg of land. Jy weet, dit is nogal 'n taamlike groot probleem as mense nie die aanloopbaan kan sien met 'n ou klein vliegtuigie nie. So dit is nou 'n belangrike werk wat sy gedoen het en 'n fantastiese stuk werk daarbey saam. Ja. Wat is jou ervaring tydens die saamwerk met haar aan haar meestersgraad? Jy praat nou van dat sy baie passievol was, baie toegewyd, dit weet ons alles van haar. Slim, regtig slim. Weet jy, as 'n professor kry mens te doen met verskeie soorte mense. Maar iemand soos Annika en daar's ander soos sy ook, maar regtig besonders in die sin dat jy voel ek leer by die student iets. Dis nie andersom nie. Ek is eintlik daar met 'n skoon verbaas oor hierdie ongelooflike kennis en insig en die passie vir die weer wat sy gehad het. Dit was regtig merkwaardig. So dit was vir jou 'n besonderse ervaring. Jy sê nou dat jy by haar geleer het. Wat presies het jy by haar geleer? Dalk eerstens as meteoroloog en dalk ook as mens? Ja, nee, as meteoroloog natuurlik my belangstelling is meer op die langer termyn tydskaal. Ek hou van El Niño en daai tipe van goed. Hare was op die korter tydskaal, die weervoorspelling. Ja. En natuurlik hoe mens die weer voorspel in spesifiek nou oor die mis was vir my nou iets wat ek nie geweet het mens kan so doen nie. Dat ek iets geleer. En mens het ook gesien dit werk en natuurlik voel mens baie goed daaroor. As mens ek het nog nie 'n mens ontdek wat enigiets negatiefs van haar kan sê nie, want jy kan nie. Dit is net 'n eenvoudige borrel mens, 'n liefdevolle mens. Ja. Julle gesprekke, want ek neem aan julle het ook baie kontak gehad, selfs na haar studiejare. Ons het jou dikwels hier in die ateljee gesien, julle het onderhoude met mekaar gehad. Wat sê die meeste van julle interaksies mis? Weet jy, dit is altyd, as ek haar sien, dan is asof die son opkom. En dit is wat ek nogal gemis, daai glimlag. Iemand vra vir my, nou, hoe lyk sy nou weer? Ek het 'n bietjie vergeet hoe lyk sy. Weet jy, sê ek vir een van die dinge wat ek vir jou definitief kan sê, wat ek alles sal onthou van haar. Ek weet nie hoe lyk sy as sy nie 'n glimlag het. Dis baie waar. Ja. Dit is 'n glimlag gesig altyd deur. Ja. En ek dink dit is wat ek die meeste sal bybly, daai. Prof Landman, ons stem saam. Dit is wat ons ook die meeste sal bybly. Baie dankie dat jy vanoggend kom gesels het. Landbou was net so 'n groot passie vir Annika en hierna gesels Dawie met Corneille Liebenberg van Laveld Agrochem wat as borg 'n lang pad saam met haar gestap het. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. En is dit hy, Corneille Liebenberg, en hy is die bemarkingsdirekteur van Laveld Agrochem. Goeiemôre, baie welkom. Hallo Dawie. Dis alweer sulke tyd, lyk dit vir my, ek hoor geruig dat daar weer 'n keer 'n son safari landbouskou in Mauritius gaan plaasvind. Dis reg, ja, daar baie spekulasie en 3 jaar se afwesigheid het ons besluit om dit weer te doen. Ja. En ons gaan hierdie keer doen daar by Sandrani oord, baie naby aan die lughawe. As jy moeg gevlieg is, gaan jy sommer net kan uitry as jy daar. En dis die oord is pas oorgedoen, hy splinte nuut, so dit gaan baie lekker wees. Dit klink vir my baie. So wat kan ek maak om saam te kom? Ek moet baie nice wees met my vandag. Enige tyd. Die moeilike vraag vra die. Die hoofteken is maar ons produsente, die boere, en jy gaan nie regtig jou plek kan inkoop hierdie keer, jy gaan moet verdien. Ons gaan in die volgende week vir hulle produkte en dienste bekendstel, uitgesoekte produkte en dienste, en op daai produkte gaan hulle punte, loyaliteitspunte kan verdien wat lank aanwend om te gaan. So ons droom en mikpunt is om so 200 topprodusente daar te kry. So dis maar net dis vir boere. So ek is nou mee. Hoofsaaklik, maar daar gaan baie ander vermaak ook wees en jy met jou mondvlekkie kan dalk 'n plek losspeel. Sê vir my wat beplan julle alles op die eiland? Belangrikste wees soos in die verlede, ons het met 2 sonsafaris en toe al 'n seilsafari gedoen, maar ons gaan weer baie kunstenaars vat, vir Demi Lee, Carlien, Appel, ons hoop vir Joe Black ook, Rian Benadi gaan daar wees. So lekker musiek, vuurwerke, baie vuurwerke, drone vertonings en dan topspreekers
verbrekers uit die landboubedryf uit, maar van Amerika gaan ons mense kry spesialiste op sitrus en op grane. Ons eie besigheidsbestuurders gaan daar wees. Hulle het so kollektief so al oor 1000 ure se ondervinding. So net om met hulle 'n bietjie informele tyd daar om die kroegies en langs die see te spandeer, dink ek gaan waardevolle goed wees. En dan net iets vir die vrouens, iets vir die kinders, redelik baie om te doen. Gemaklik as die mense daar te kry, ek weet wragtig so gaan ek hulle terugkry nie. Ja, so dis 'n familieding soort van. Beslis, nee, ons wil hê die mans moet hulle vrouens saambring vir ander redes ook. Dis kom ons het in die verlede iemand soos Hanne daar gehad om hulle happy te hou, want dan kan die mans doen wat hulle wil doen, maar dit is 'n familie saamtrek, ja. So ek moet nou gaan kyk hoe moet nou te werk gaan om nou wel deel hiervan te wees. Ja. So waar kry ek meer inligting? Ons webblad het Son Safari het al die inligting op, so jy kan al klaar jou naam opsit. Daar is regtig beperkte plek. So jy gaan jou naam opsit om 'n plekjie te reserveer en dan gaan ons nou soos die mense hulle punte verdien. Ons gaan 'n toep, ons moet eintlik maar 'n app hê waar hulle gaan hulle vordering kan moniteer om te kyk hoe ver trek hulle, want as wil hy moet aankoop by ons dienste en produkte en soos hy die punte verdien, gaan hy die persentasie wat hy moet self inbetaal en einde hopelik niks nie. So party gaan verniet gaan, die ander gaan net 'n klein bietjie kan optop en die wat die kat gaan maak, gaan hulle punte kan verdien of inruil maar vir Suid-Afrikaanse akkommodasie wat ons vir sal beskikbaar stel. En so sê Corneille Liebenberg, bemarkingsdirekteur van Laveld Agrochem. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Dis dankie Dawie. Wikkel, soos hulle sê. Tyd vir smal sake saam Corlie. Nou hierdie geurende Thai mango slaai is een van daardie eenvoudige heerlike slaaie waarvan ek so baie hou. Nou dis my soort maklik en so ongelooflik vars en kleurvol en dan sommer net heerlik in die algemeen. Nou dis vol vars geure wat insluit dan nou mango, dun reepies, julienne komkommer of jy kan dit vervang met baba murgpampoentjies, wortels, tamatie, vars korianderblare en dit bedek jy dan nou net eenvoudig met 'n slaaisous wat liggies, soet, sout en so 'n bietjie van 'n branderigheid het. Nou dis 'n bietjie van alles en jy sal sommer vars, lig en energiek voel nadat jy dit geëet het. Nou, as jy dit meer van 'n ete wil maak, dan kan jy nou natuurlik iets soos eiergebraaide rys of daai egg fried rice wat jy dit noem, of hoenderstukkies bysit. Nou, ek gaan net so lank hoenderstukkies bysit vandag, maar by die huis moet jy daai rys ook gaan maak. Nou, jy gebruik gewone hoenderfilette in blokkies opgesny. Nou, hier het ek dit gemarineer met olyfolie, sout, peper, gemengde kruie en dan so 'n bietjie vars suurlemoensap. Nou dit het so 10 minute gemarineer en nou moet jy dit net braai in 'n warm pan. Nou ek gaan so 'n paar van daai stukkies insit en terwyl ek die stukkies insit, wil ek jou so 2 wenke gee. Nou die een is gewoonlik, julle ken hom al van my, is ek sit die olie bo op my vleis. Dit maak net dat nie so julle spatsel hier om die plaat is nie. En dan die ander een is, jy sal sien ek gaan my hoender in sarsies gaar maak. Nou as jy kyk hierso, dis maar net om seker te maak dat die hoender elkeen 'n warm stukkie plaat het. En dan laaste, moet nie jou hoender te veel roer en braai nie. Ek sê altyd gee jou vleis of jou hoender op jou daai stuk steak kans dat hy lekker seel aan die een kant. Dit verhoed maar dat al daai vleissappe en die water heeltemal uitkom. Nou jy kan natuurlik ook die mango vervang met papaya wat eintlik meer eg is aan die spesifieke oorspronklike Thaise slaai resep waar hulle groen papaya gebruik wat ek nou eintlik maar net vandag met mango vervang en dan gaan ek so ekstra stukkie pineappel ook daarby sit. Nou as ek terug is my hoender gaar en dan begin ek hierdie slaai aan mekaar sit en wys vir jou daai slaai sous. Maar nou is dit eers tyd vir sake fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Welkom by die Sakefokus waar ons die week die mooi omgewing van Brits en Hartbeespoort besoek. Nou, ons kyk eers na 'n bekende hardewarewinkel in Harties en 'n plek wat 'n belangrike diens veral aan die landbedryf in die Noordwes omgewing lewer. Dreyers in Hartbeespoort is die plek vir hardeware en boumateriale. Die eerste Dreyers het in 1921 in Brits begin en vandag, meer as 100 jaar later, staan die naam nog steeds vir trotse dienslewering. Hier kry jy net die beste gehalte produkte teen die beste moontlike pryse. Dreyers se produkreeks is groot. Boumateriale, kraggereedskap, handgereedskap, hardeware, verf en bykomstighede, elektrisiteitsbenodigdhede,
Ligte, loodgieterswerk, sanitasie, dekor, kombuisprodukte, badkamer, tuingereedskap en buitelug patio en swembadprodukte. Alles onder een dak. Met takke in Hartbeespoort en Pretoria Noord hou hulle vol met die ou tradisie van beste kwaliteit, beste pryse en uitstekende diens. Hulle ondersteun ook hul gemeenskappe met bydraes en borgskappe, want daar's gesinne wat hulle al 4 geslagte lank ondersteun. By Dreyer stap jy in as 'n kliënt en jy vertrek as 'n vriend. Besoek hulle gerus. Brits Poles buite Hartbeespoort vervaardig pale van hoë gehalte wat insluit bou- en omheiningspale en transmissiepale. Hulle doen ook creosout en CCA-behandeling op al hulle produkte. Hier kry jy topkwaliteit behandelde pale teen redelike pryse en boonop vinnige en vriendelike diens. By Brits Poles is ons 'n jong spannetjie, maar ons mik daarvoor om vir ons kliënte die beste diens, die beste advies en die beste produk te gee. Brits Poles se ligging maak dat hulle naby aan die markte geleë is om vinnige diens te verskaf. Hulle bekom hulle roumateriaal hoofsaaklik van hulle eie depots wat in verskeie houtryke streke in die land is. Hulle het dus 'n waardeketting oplossing van plantasies tot by jou as kliënt. Brits Poles, kwaliteit behandelde pale teen sakpaspryse. Nou kyk, as daar vir my 'n rede is om spesiaal op 'n dorp te stop, dan is dit nou vir 'n lekker vleisie in 'n biltonkie. So ons kyk nou na Impala in Brits, wat dit vir 'n mens maklik maak om daar te stop, sowel as 'n onderneming wat pragtige leerprodukte veral vir die jagbedryf vervaardig, en daarna gesels ek met die mense van CSN. Impala Vleis in Brits is 'n hardwerkende familiebesigheid. Hulle het in 2008 'n bestaande klein slaghuis gekoop, dit uitgebou, oorgebou en uitgebrei tot waar hy nou staan. Die hele perseel volg higiëniese standaarde van wêreldgehalte. Dis 'n span mense wat glo in Suid-Afrika en in Brits. Hulle wys dat plattelandse besighede vir niemand hoef terug te staan nie. Alles wat hulle doen, maak, voorberei of aanhou, is van topgehalte. Dis vir hulle 'n leefstyl. Hulle berei alles op die perseel voor vir gewaarborgde smaak en varsheid. En moenie vergeet van hulle aanlyn winkel met aanlyn bestellings nie. Dit word boonop verkoel afgelewer. Hier is plaaslik vars groente vanuit die area en 'n groot verskeidenheid kase, tuisgebak, blomme en wyn te koop. Impala se kombuis voorsien ook hulle eie handelsmerk, Impala Koffie, en lekker eetgoed van hulle eie bakkery. Verder is hier ook baie parkering met plek vir sleepwaens. Dis 'n ware familiebestemming, met sosaties, verskeie boereworssoorte, kaasrations, koue vleise en nog baie meer. Kortom, alle vleisprodukte waaraan jy moontlik kan dink. By Impala Vleis Brits is alles net topkwaliteit. Buiten die uitstaande vleismark voorsien hulle ook kombuistoebehore, 'n wye reeks messe, skerpmakers en slypers, braairoosters, braaitoebehore en vele meer. Hulle kweek ook hulle eie blomme hier op die perseel, die mooiste en die beste. En omdat dit vars gepluk word, hou dit soveel langer. Hier is so baie op een plek. Hulle Impala koffie en dan nog heerlike wegneem etes en vars gebakte bakkery-items. En moenie die legendariese braaidae vergeet nie. Impala Vleis Brits. Kom kuier gerus en onthou van hulle aanlyn winkel as jy nie self 'n draai kan maak nie. Hunt Africa Leather in Brits is toegewy aan die verskaffing van topgehalte leerprodukte wat perfek saamgestel is. Hulle verbintenis tot kwaliteit vakmanskap maak hulle 'n betroubare keuse vir leerentoesiaste reg oor die land. Hunt Africa Leather voorsien hoofsaaklik aan die jag- en skietmark en fokus op holsters en jagbenodigdhede. Produkte sluit in ammunisiesakke, ammunisiebelde, kamaste en baie meer. Die eienaar, Arnold Kloete, was jarelank betrokke by die professionele jagbedryf en verstaan die funksie van benodigdhede baie goed. Hulle span bekwame ambagslui het almal jare se ondervinding. Van die noukeurige seleksie van premium leer tot die presiese stukwerk wat elke item bymekaar hou, is geen detail te klein nie. Hulle fokus baie sterk op kwaliteit en kliëntediens, wat hulle produkte betroubaar, prakties en duursaam maak.
Hunt Africa Leather. Met hulle aanlyn winkel en afleweringe dwars oor die land kan jy net klik en koop. Natuurlik geen bekendstelling nodig nie. Christo Strydom van CSN. Goeiemôre en ek sien Christo, jy het vanoggend 'n pragtige dame saamgebring. Wil ek stel haar asseblief tog aan ons voor. Ja, dit is professor Helene Jansen van Vuren. Goeiemôre Helene. Goeiemôre. Nou Helene is nou die leserswenner van die Nuwe Jy Suid-Afrika. Sy was een van die 6 finaliste uit 2000 inskrywings. Sure. En sy self het 24 kg verloor in 4 maande. En dit is 48 ponde botter. Maar sedertdien het sy op haar eie nou weer verder gegaan en nog 10 kilo's en dis 34 kg wat sy verloor het en is 68 ponde botter. En as ons nou kyk na die 6 finaliste het 120 verloor in 4 maande. 120 kg. En dit is 2 van hierdie professors wat weg is in die vorm van vet. En ek dink is 2 Dawie Roods ook. Ja, nie na dese nie. Christo, wat maak hierdie 6 finaliste se gewigsverliesreis so uniek? Kyk, kom ek sê vir jou, nadat ons daai erkenning gekry het wêreldwyd en wêreldberoemd geraak het, oor dat ons diabetes in remissie gekry het, eerste in die wêreld en die vetsug wat bewys is in die kardiovaskulêre siektes. Nou as jy nou kyk na vetsug, diabetes, kardiovaskulêre siektes en hulle aanverwante siektes, dan is daar nou nie vir my 'n beter die aanverwante siektes. Daar's nie vir my 'n beter plek as hierdie platform om vir die mense die lewende wysheid. Daai was wetenskap, dit was kliniese studies. Ja. Hier kan die kyker dit in lewende, eerbare werklike getuienis hoor wat het gebeur. Absoluut. Dis hoekom ek hier is. Wonderlik. En Helene, eerstens baie geluk, want ek bedoel 2000 vrouens is 'n klomp. Vertel ons, hoekom het jy besluit om hierdie reis aan te pak en wat het dit vir jou gesondheid gedoen hier? Leon, dit is vir my 'n baie groot voorreg gewees om deel te kon wees van die program in die eerste plek. Ek het vir baie jare van die kantlyn af die voelgoed, nuwe jy, dames se transformasie dopgehou en ek het so gewens dit kon ek wees. En toe op 'n stadium toe sien ek al die goed wat opgaan, die verkeerde goed wat opgaan, kort nou drasties, die gewig het aanhou toeneem, my ouer ek geword het, cholesterol het toegeneem, suiker het toegeneem en ek het geweet dis tyd vir 'n drastiese verandering. En ek het besluit om in te skryf vir die 60 dae uitdaging wat die voorloper is van die Nuwe Jy program en ek het vir myself gesê as ek die voorreg het om gekies te word, sou ek voluit gaan want so geleentheid kom nie altyd verby nie. En hier sit jy vandag, fantasties, baie geluk. Hou net sommer vir ons daai sertifikaat dat die mense daarom net ook sien. Jy weet dit is fantasties, lesers keuse wenner in die Nuwe Jy kompetisie van 2025 en ek wil vir jou vra Helene, wat is die rol wat CSN in hierdie merkwaardige reis van jou gespeel het? Leon, behalwe vir die ongelooflike gewigsverlies op 'n gesonde manier en sonder baie oefening, eintlik niks. Kan jy glo? Weer is nie reg om te sê, maar dit is so. En alles wat daarmee saamgegaan het, die cholesterol het afgegaan, suiker het afgegaan, energie het geweldig opgegaan. Die grootste ding wat ek vandag met julle wil deel is, my ma het ongelooflike artritis gehad vir baie jare. En ek het gewrigspyne begin kry die laaste paar jaar en ek het gedink dis nou maar my lot. Want dis oor erflik, dit moet nou maar so bly en binne 2 weke op die CSN program was daai gewrigspyne weg. En ek kan vandag getuig, dit is nog steeds weg. Wonderlik. Christo, net kortliks, ons tyd is uit. Wat sê CSN se claim to fame? Wel, dit wat daar voor jou staan. In 10 dae kan jy tot 10% van jou liggaamsmassa, tussen 5 en 10% van jou liggaamsmassa sonder oefening, sonder honger te verloor. So daar's geen verskoning om nie die bikini. Daar's nog genoeg tyd om teen Desember in die bikini te kom. Dit klink goed, ek koop sommer nou my bikini aan. Speedo dan nou daar. Dankie dat julle draai kom maak het vanoggend. Dis nou eers Dawie Rood met ekonomiese sake. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldewee Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande.
Nou, hierdie week gaan die sogenaamde mediumtermyn begrotingsrede deur die minister van Finansies gelewer word, of die sogenaamde mini-begroting. Dis nie 'n werklikware begroting nie, dis 'n geleentheid vir die minister van Finansies om terug te rapporteer oor die staat se finansies en hoe dit daar uitsien na. Nou, gewoonlik is dit in Oktober, maar as gevolg van die sirkus wat ons gehad het met die begroting in die begin van die jaar, onthou ons het 3 pogings gehad tot 'n begroting, die derde een is eers uiteindelik goedgekeur. Beteken dit nou laat waar dit eers aanvanklik in Oktober sou plaasvind, dit gaan dit nou in November plaasvind. So volgende week Woensdag gaan die minister van Finansies 'n mediumtermyn begrotingsrede lewer. Hoofsaaklik gaan dit daaroor dat hy gee vir ons 'n bietjie terugvoer oor hoe gaan dit aan in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en ek dink dis miskien een van die belangrikste syfers, ekonomiese groei verwagtinge deur die minister. Aanvanklik het hy gereken met begroting nommer 1 dat ons so amper 2% sou groei, en ek reken geleidelik deur die jaar het ons agtergekom 2% is gaan sekerlik nie gehaal word nie, dis geleidelik verminder. Ek reken hy gaan praat van so 1.2-1.3% wat nog steeds bietjie aan die hoë kant is. En dan 'n klompie ander syfers, ek dink 'n belangrike ander syfer is die staat se ontvangste, se belastingontvangste is beter as wat hy aanvanklik in die vooruitsig gestel het, en ek dink die hoofrede het daarmee te doen met SARS wat baie aggressief is en baie hard druk om soveel bloed as moontlik uit daai klip uit te tap, en lyk my hulle doen nogal redelik goed wat dit aan betref, wat natuurlik nie goeie nuus is nie. Dis goed van net 'n fiskale oogpunt, maar dit is sleg van net 'n ekonomiese oogpunt, want dit beteken geld wat uit die privaat sektor se geld se sak gevat word en vir die staat gegee word, dit word gewoonlik baie swakker aangewend as wat die staat dit of die privaat sektor dit self sou kon gedoen het. Wat staatsuitgawes aan betref, lyk dit nou ongeveer redelik in lyn met die aanvanklik begrote syfers. Maar omdat die ekonomie bietjie kleiner is, die sekere verhoudings soos die skuldverhouding en die tekortverhouding gaan waarskynlik so rofweg bly dieselfde as wat die minister aanvanklik gesê het, maar so 'n bietjie swakker, veral wat skuld aan betref, gaan waarskynlik so 'n bietjie meer styg as wat hy aanvanklik gesê het. En in die groot ding gaan die minister 'n aankondiging maak oor inflasie mikpunte, en ek reken nogal so, hy gaan amptelik inflasie mikpunte verlaag na 10%, wat hy seker 'n goeie nuus is. Hierna aan die sake met Liesel Lange van Rapport. En ons nuuspersoon van die week, Liesel de Lange. Goeiemôre aan jou. Goeiemôre Dawie. Jong, daar's altyd so lekker baie nuus storieetjies. Ons het nou hierdie regering van nasionale eenheid wat so aan-af was, en ek weet veral met die begin van die jaar met die begroting, die aan-af begroting, het ons amper die regering van nasionale eenheid tot aan einde gekom, maar dit lyk my of die spulletjie mekaar nou gevind het. Die leiers het mos nou op 'n wat noem hulle dit, 'n bosberaad gegaan? Ja, hulle was op 'n bosberaad en dit lyk my almal is nou weer vreeslik hand om die blaas, want al die leiers het na die tyd van die DA deur tot die Vryheidsfront Plus, die PA, die IFP, almal het na die tyd gesê hulle het mekaar gevind, hulle het baie produktiewe gesprekke gehad en dat hulle beplan om nou eenmal 'n maand te vergader. Nou ek is heeltemal seker, jy weet, daar's soveel uitdagings in die land of eenmal 'n maand heeltemal gaan werk nie, maar dis beter as een keer in 6 maande. Ja, maar ek sit my nou en wonder, jy weet, ek laat ouens 'n bietjie stout wees vir 'n oombliekie. So hierdie hoeveel is daar van hulle? Omtrent 6 of 7 van hulle. Wat kom hulle nou bymekaar, sit hulle om 'n tafel en drink hulle 'n water of hierdie mense en dan praat hulle nou oor goeters. Waaroor praat hulle, dink jy? Wel, blykbaar waar hulle nou gepraat het. Hulle het gepraat oor die ekonomie. Dit klink my daar's weer een of ander vorm van nuwe plan wat kom of nog 'n plan. Ja, wel, daar's baie beplanning. Ons het nie tekort aan hulle nie. Hulle het ook gepraat oor migrasie. Maar ons is heeltemal seker wat daar presies alles uitgekom het nie. Dit sal seker later meer rigbaar raak. Hulle het gepraat oor die probleme binne die polisie. Ek meen ons styer weekliks as mens kyk wat by die Madlanga kommissie in die parlement uitkom. Hulle het blykbaar nie gepraat oor 'n nasionale gesondheidsversekering nie. Wat 'n interessante een is, want ons het Dr. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid, wat die heeltyd elke geleentheid wat hy kry, praat hy daaroor en die eerste stappe vir implementering en so aan. Waar John Steenhuisen byvoorbeeld van die DA het ons in die week mee gepraat juis oor die RNE vergadering en hy het toe gesê maar daar gaan kyk na die mediumtermyn begrotingsplan. Daar is geen voorsiening gemaak vir die NVG nie. So. Dan moet jy besluit wie glo ons. Daar is die geld nie. Dit is basies waarop dit neerkom. Dis so eenvoudig gesê. Maar dan wil ek nou graag gepraat oor die one day special. Dit was eers aanvanklik net so vinnig. Ek verwys nou na die MK party en die arme Des van Rooyen. Weet jy, hy was eers die weekend special en nou is hy die one night stand. Nou is hy one night stand. Lyk my die MK is besig om self uit. Maar is daar 'n struktuur in die MK party? Miskien dis die probleem, want die leiers word nie verkies nie. Daar's nie 'n verkiesingsstelsel soos wat jy in die ANC of in die DA of so kan kry nie. Die ouens word aangewys basies. En wat nou blykbaar in die week gebeur het is John Slope, die
omstrede oudregter, was terwyl Jacob Zuma in Burkina Faso op besoek was, het John Hlophe as onderleier allerhande veranderings gemaak in die parlement. Hy het byvoorbeeld nou vir die stomme Des aangestel en in die plek van Colleen Makubela. En toe Zuma terugkom van Burkina Faso af, toe sê hy nee, maar weet wat op die aarde gaan nie aan, en toe draai die hele spul weer om. En vandaar was Des toe nou weer vir rolweg 24 ure in 'n pos. So gepraat van kleurvolle karakters, natuurlik ons eie filmster, en dis Malusi Gigaba, ook bekend as die Smiling Suit. Ja. Hy gaan homself nou beskikbaar stel vir ondervraging nie waar nie? Ja, kyk, hy is nogal in die moeilikheid. Dit het nou gisteroggend rigbaar geraak dat die nasionale vervolgingsgesag het hom ingelig dat hy in die hof moet verskyn. Dit hou verband met die aankoop van lokomotiewe destyds by Transnet toe hy die minister van openbare ondernemings was. En as jy reg onthou, kyk, dit is moeilik om kop te hou met al die verslaan kommissies, maar in die Zondo-kommissie destyds is daar baie pertinent gesê dat hy 'n sleutelrol gespeel het rondom probleme by Transnet sowel as Denel, voordat hy en Lynn Brown ministers van openbare ondernemings was Denel winsgewend. Nou ons almal weet ongelukkig Denel is in 'n redelike toestand nou. So hulle het eintlik maar lyk my Denel gebreek aldus Zondo. En nou wag ons om te kyk wat gebeur. En natuurlik ook die ander ding is daar is 'n paar keer genoem dat hy was eintlik baie na aan die Gupta broers. Soveel dae, soveel dinge. Dankie dat jy vanoggend weer 'n keer by ons het draai gemaak en baie dankie aan ons politieke leiers wat altyd sorg dat daar 'n absolute onuitputlike bron van vermaak na ons rand toe kom. Terug na Sake Fokus en ons kyk na Momentum en daarna gesels Sherlien met Therese Grobler vandag. Advice is never simple. Why look before you leap? If he who hesitates is lost. No half measures. It can't be if less is more. Better safe than sorry means fortune doesn't favor the brave. Should you fake it till you make it? Or is honesty truly the best policy? Live within your means is sage advice, right? But then, why are we encouraged to go big or go home? The value of advice is bound to your unique dreams and circumstances. Context isn't just king, it's the entire kingdom, son. Therese Grobler is die hoof van welvaartbestuur by Momentum Finansiële Beplanning. Sy kuier vanoggend in die ateljee. Therese, baie welkom. Die lewe gebeur. Hoekom sou jy sê is dit so belangrik vir 'n mens om gefokus te bly wanneer onbeplande oomblikke sommer net op jou neerdal? Môre, dis lekker om hier te wees. Fokus is regtig belangrik, veral in Suid-Afrika. Ons konteks verander so vinnig, omstandighede verander vinnig. En dit is belangrik om jou langtermyndoelwitte in ag te neem. Waartoe werk ek? Waartoe is ek op pad? So in korttermynskommelinge, ons kan baie keer emosioneel wees en so klein bietjie rigting verander. So bly gefokus, maak seker jy kan realistiese besluite neem en dan nie jou langtermyndoelwitte uit die oog verloor nie. Nou by Momentum het julle 'n benadering wat sê success is a science. Julle noem dit the science of success, nie so. Ja. Dit val nie uit die lug uit nie, dit gebeur nie per ongeluk nie, daar is 'n formule aan. Hoekom is dit so belangrik in finansiële beplanning? Ek dink dis eintlik oral belangrik, maar ook so in finansiële beplanning. Sukses gaan oor konsekwentheid, dit gaan oor goeie besluitneming, dit gaan so 'n bietjie om die emosies in die korttermyn op die agtergrond te skuif en dan weer eens met 'n plan te werk na jou langtermyndoelwitte toe. En dan baie belangrik, dis nodig om aanpasbaar ook te wees in die korttermyn om seker te maak dat jy daai konsekwentheid hou tot aan die einde van jou doelwitsiklus. Nou, baie mense nader 'n finansiële adviseur eers wanneer daar chaos is of wanneer 'n katastrofe gebeur. Maar dis sekerlik nie wat 'n mens moet doen nie. Jy moet maar bietjie proaktief optree. Nee, definitief. My ondervinding, daar is ongelukkig 'n bietjie van 'n persepsie dat dit net bepaal hoe jy optree in die oomblik, dat finansiële beplanning eintlik nie regtig is vir mense wat minder bates het nie.
Maar die teendeel is eintlik waar. Hoe vroeër mens begin met finansiële beplanning, hoe langer kan jy daai vennootskap met jou finansiële adviseur handhaaf om dan ook die pad te stap vorentoe. Dis juis belangrik dan wanneer dinge skeefloop, gereeld ongelukkig, om dan iets te hê om daai plan meer te vergelyk en dan te meet, kan ek nog steeds realisties en konsekwent optree. Nou Therese, julle uitvoerende hoof van die Momentum groep het 'n lese wat sy sê, "A man is not a plan." Wat is jou benadering daaroor? Daai praat eintlik regtig met my hart. Ek dink 'n finansiële plan of enige ander plan is regtig ongelooflik belangrik. Maar 'n man kan nie die fondasie wees van daai plan nie. Dit moet jou lewe beter maak, verryk, enige ander komponent so ook, maar die fondasie moet 'n plan wees en dit moet jou eie plan wees. Wat bepaal jou eie sukses? Vat dit vas in 'n plan en 'n man of 'n vrou is dan ekstra. Net vinnig, jaarliks het julle die Momentum Science of Success Festival. Ja. Kan die publiek dit bywoon? Ja, asseblief. Ons nooi eintlik die publiek uit om te gaan registreer op ons webwerf. Dit is 'n ongelooflike geleentheid. Ons deel baie navorsing, baie geleenthede, baie skoolfooie wat ons bepaal het in die verlede en dit is regtig 'n ongelooflike waardevolle dag om by te woon. Ja, Therese, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het en ja, soos jy gesê het, a man is not a plan. Ons sal dit definitief onthou. Ons kyk nou weer na Momentum en daarna vertel Leon ons van 'n opkomende sakefokus. Advice is never simple. Why look before you leap? If he who hesitates is lost. No half measures. It can't be if less is more. Better safe than sorry means fortune doesn't favor the brave. Should you fake it till you make it? Or is honesty truly the best policy? Live within your means is sage advice, right? But then, why are we encouraged to go big or go home? The value of advice is bound to your unique dreams and circumstances. Context isn't just king, it's the entire kingdom, son. Valdevie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf R5,4 miljoen, sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf R2,1 miljoen. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Valdevie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Valdevie Estate. Besoek valdevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ons projekbestuurders is steeds besig om die land plat te reis om vir ons sakefokusse te bring en die stel van Staden is tans in die Kimberley en omliggende dorpe besig met 'n sakefokus en sy nou natuurlik almal wat besighede het in daardie omgewing om haar te skakel en deel te neem. Kom wys vir ons en die land wat julle doen. Dis uitstekende bemarkingsgeleentheid net hier op Ontbytsake. Kontak vir u stel sommer nou. Nou eers terug na Corlie. Die bekroonde Ghost Corner Wild Ferment Sauvignon Blanc is 'n komplekse wyn wat saam met 'n verskeidenheid geregte geniet kan word. Van lynvis, mossels en vars oesters tot wie lemonade en bokkaas crostini.
Nou die branderigheid, souterigheid en daai soetheid van die slaaisous bly naby aan die tradisionele som tam van Thailand. Dis maklik om te maak, kom heerlik by mekaar en is absolute koshemelsmaker. Nou die sousbestanddele is maklik, hulle is hier voor my, dis sojasous, bietjie lemmetjiesap of suurlemoensap, vars knoffel, sout, peper, rooi brandvlokkies en 'n bietjie suiker of jy kan eerder 'n knertsie heuning gebruik. Nou voor jy die sous by die slaai voeg, moet jy seker maak om dit goed te roer, net sodat die suiker lekker oplos voordat jy dit dan uitgooi. Dis hoekom ek verkies dat ek heuning gebruik, want dit werk maar net die beste. Nou in 'n groot mengbak dan gooi ek al die slaai bestanddele en ek wil my sous eers oor al die bestanddele gooi dat dit lekker deurtrek en in hierdie bestanddele ingaan. Nou net die mango een kant en dit plaas ons saam met die hoender en daai neute saam laaste heel bo op. Nou ek het dit nou reeds gedoen om dit in die bak te sit. Jy kan sien hoe mooi is die slaaie bymekaar en nou al wat oorbly is dat ons hierdie slaaisous hierso oorgooi. So ek gaan dit gou-gou bymekaar gooi dat ons dit net kan doen. Oorgooi so teen die tyd wat my hoender reg is en gaar is, dan is alles reg vir opdiening. So jy kan vars brandrussie ook gebruik, maar ek het sommer hierso die gedroogde een, hy werk net so goed. En dan kan jy so nou net die knertsie uitdrup net daarin. Soos ek moet nou al my kragte hier gebruik. Ek sal nou nog die ander bietjie bysit vars ook. Jy sien, hy maak 'n heerlike sousie en die kleur swart van die soja gaan hom darm nie te donker maak nie. So al wat jy nou kan doen is net hierdie oorgooi en dan gaan ons dit lekker meng. Nou die hoender is ook amper gereed en die laaste twee bestanddele soos ek reeds genoem het wat dan nou bo opkom is daai mango en die krakerige cashewnete of cashewnete. Nou jy kan selfs grondpotjies gebruik, maar as ek terug is, dan doen ons daai laaste stappe. Nou Annika was altyd so spontaan en vol grappies agter die kameras en ek weet hier in die kombuis ook. Nou ons kan kyk nou na 'n paar van hierdie spesiale oomblikke. Daarna gesels Leon met haar man Aubrey de Beer. Vandag het ek 'n bietjie meer formele look op en ek gaan daarom gaan ek weer die blazer. Ek vind dit werk lekker op kamera. Ek dink die bokke gaan hulle vermorsel, dis wat ek dink. Annika, onthou net 50 jaar. Dankie. Sy wil dit begin het. Spandeer. Bly, ek gaan op dit edit. Hoe goed. En ek sê hier so 'n klein bynie. Ek smaak so lekker aan kortlies se bos. Altyd pret en sonskyn op hierdie stel gebring en dit is waarvoor ons haar eer vandag. En natuurlik, sy was sekerlik so by die huis ook al by. Natuurlik. Ek dink wat min mense sal geweet het of sal weet is presies hoe Annika jy haar hier gesien het. Ja. Dit was wie Annika was. Daar was nie 'n masker wat opgeplak word as sy op TV kom nie. Dit was Annika. En weet jy, ek haal my hoed vir af en steeds en dis hoekom ons haar lewe eer vandag. En julle is al 17 of julle was 17 jaar oud toe julle begin kuis het. Ja, nee, ons het op skool ontmoet. Meneer Lessing se fisika klas. O, daar sy, jy sien. Ja, en ek dink daar's een of twee wat nog sal krediet neem dat hulle aan ons mekaar voorgestel het, maar ons het so van mekaar geweet, ons was in dieselfde hoërskool gewees, die hele hoërskoolloopbaan, maar Jan graad 11 het ons toe nou begin uitgaan. Ja. Dus hy sal sê. Ja, en dit toe nou deel julle universiteit en toe nou tot op trou. En daar is dit toe nou, ek wil eintlik uitkom by, jy weet, hoe het Annika se diagnose, julle lewe verander op 'n prakties vlak en hoe het julle besluit om meer met opset te lewe? Ek wil sê op 'n manier het dit ons lewe nie verander nie, maar tog so baie. Ek dink eerste ding is, as jy so jonk is, jy dink nog jy's Superman. Ja. Wat kan nou met jou gebeur? En ewe skielik kry jy hierdie baie ernstige diagnose. En in daai
oomblik dan besef jy jou sterflikheid. Ja. Maar dit het ons net meer laat besef dat ons elke dag regtig ons moet voluit lewe. Ja. En ek dink Annika wat maklik was van haar is, dis nie asof sy voor dit nie voluit gelewe nie, maar sy het daai ekstra rad gekry, toe sy daai nuus kry, toe sê sy wel, nou gaan ons vir dit, en ons jaag al ons drome na. Wow, dit is besonder, en dit was aansteeklik, en ek wil eintlik met dit vir jou net laastens vra, en ek weet daar's baie goed, maar wat sê jy altyd koester van haar en die lewe wat jy gedeel het? Ek dink wat meeste mense maar ook sal van haar koester is daai glimlag. Ja. Ek dink daai aansteeklike glimlag was iets besonders en is iets besonders en dit het in jou hart ingekruip en ek dink dit is iets wat ek altyd van haar sal koester en ook die manier hoe sy die lewe aangepak het. Selfs in swaar tye het sy opsetlik die besluit geneem om die dag aan te pak met vol drome, vol energie, vol glimlag. Dit was nie maklik nie, maar sy het dit met opset gedoen en dit sal ek altyd van haar koester. Dis bitter mooi, Aubrey, en baie dankie vir jou braafheid om ook vandag hier te kom kuier en saam met ons haar lewe te vier. Jy praat van verganklikheid. Ek het so ruk terug 'n lied geskryf en ek sal dit baie graag vandag aan julle wil opdra. Baie dankie. Ek en jy, ons is sterrestof, nog voor die begin van tyd, was ons hier, ons is ewig, ons is stof. Tegelijk is ons alles en ook niks, teen die oneindigheid. Maar ons is vry, ons is ewig, ons is stof. Sterrestof. 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 As jy kyk, dan is die heelal maar 'n oog wat hoop gaan binne jou, 'n ontwaking, 'n spieelbeeld van onsself. Wat ons was, sal ons weer word, 'n terugkeer na die ewigheid saam met sterre aan die hemel gewelf. Sterrestof. 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 Ek en jy, ons is sterrestof, nog voor die begin van tyd, was ons hier, ons is ewig, ons is stof. En welkom by vandag se Kibersake. Sedert Annika se terugslag in Junie was die boodskappe van ondersteuning op ons sosiale media oorweldigend.
Baie dankie aan elkeen van julle. Inderdaad, en die skokkende hartseer was groot toe ons bekend moes maak dat sy nie meer met ons is nie. En uit die duisende boodskappe letterlik van medelee is dit duidelik dat sy nie net diep in ons harte ingekruip het nie, maar ook in die hele land sin. Ramona Steenkamp het geskryf, van die eerste dag wat ek haar op die kassie gesien het, was ek sommer lief vir haar, mooiste mensie, gaan haar altyd onthou. Inderdaad, Linda van der Vyver het laat weet, mis jy op ontbytsaak, Annika? Dit was nooit onweer met jou op die program nie, inderdaad. Dit is mooi. En Marinda Zimmerman Karusini het laat weet, pragtige Stanika. My hart breek vir jou kollegas, man en familie. Die Nel slaan die spyker op die kop. Sy sê, ons sal haar onthou. Sy het almal met haar vrolikheid opgebeur. En dit staan nogal vir my, opgebeur. Sy het David. En ons kyk nou na 'n uittreksel van Annika se spesiale gedenkdiens donderdag. Daarna is dit terug na die sake fokus. Vandag bring ons wel dan 'n merkwaardige vrou. 'n Mens met 'n sagte gees, 'n passie vir die weer en 'n hart wat hom lig gebring het waar ons ook al gegaan. Kom ons dank die Here vir 'n mens, 'n dogter, 'n vrou, 'n suster, 'n vriendin, 'n sielsgenoot, 'n kollega, Annika. So om my voorreg om ons te lees in Psalm 19. Sy het gedoen wat sy kon, met al die uitdagings op haar kort lewens. Sommige sou selfs redeneer, sy het meer gedoen as wat moontlik was. Sy was tot op die einde presies die Annika wat jy onthou. Dis nie 'n TV-beeld of 'n TV-weergawe van haar nie. Dis nie pretensie nie, sy was regtig so. Sy het ja die skerm, die ateljee, die huise en die harte van kykers opgehelder en warmte gedroom. Al was die weerberig vol onweerswolke en donderstorms, waarvoor julle weet sy baie lief was. En dit gaan ons verseker mis. Julle kan trots wees. Sy was 'n besonderse mens. Sy het haar passie en haar Godgegewe roeping uitgeleef. Landbou is soveel meer as die ekonomiese lewensaar van ons gemeenskappe. Dit vertel die storie van familie, tradisie en die kennis van die plek waar alles begin, die grond van ons land. Om te boer is immers om hoopvol na die toekoms uit te sien. Die dag van môre vra na 'n volhoubare grondslag en roepingsgedrewe kundiges. Mense met praktiese vaardighede, tegnologiese insig, vindingrykheid en ware agri-vernuf. Akademia doen vanaf 2028 baanbrekerswerk met die toevoeging van verskeie landbouprogramme, as ook 'n wêreldklas proefplaas tot sy kampus in die ooste van Pretoria. Hier sal moderne tegnologie, goed toegeruste laboratoriums, 'n toekomsgerigte kurrikulum en bekwame dosente studente se denke en harte vorm. 'n Goeie oes begin lank voor die saad in die grond geplant word. Dra vandag by tot Akademia se Landbouskenkingsfonds. Die Akademia Landbouskenkingsfonds is in 2025 gestig om Akademia se landbouontwikkeling te ondersteun, wat deel vorm van hulle 2028 wêreldklas kampus in die ooste van Pretoria. Martinus Visser is hier om daar te gesels, bestuurende direkteur. Goeiemôre. Hallo Leon. Nou, voor ons verder oor hierdie landbouskenkingsfonds praat, vertel ons meer van Akademia se toekomsplanne wat landbou betref. Ja Leon, landbou is 'n baie groot industrie in ons land en ook 'n groot werkgewer vir baie mense uit ons gemeenskap. Tuurlik. En tot nou toe kon Akademia nie betrokke raak by landbouopleiding nie weens die beperking aan plek en fasiliteite. Maar nou met die koms van die kampus is dit moontlik en ons is baie opgewonde daaroor. Ja. So ons ontwikkel reeds 'n hele klomp programme van hoërsertifikate tot B-Agriek, BSc landbou en later sal ons nou hoërse en nagraadse kwalifikasies ook doen. En alles gemik daarop om in 2028 te kan begin
met ons aanbod. Hoorie, ek is baie opgewonde oor Martinus en ek kan getuig van dinge wat gebeur aan die ooste van Pretoria. Daar is al groot dinge aan die gang. Vertel ons net eers, wat is die doel van die Akademia Landbou Skenkingsfonds? Ja, Leon, sekere van die fasiliteite wat ons op kampus bou word kommersieel befonds deur ons befondsingsmodelle, maar ander fasiliteite nie. En vir hierdie fasiliteite en toerusting en die dinge het ons skenkings nodig uit die gemeenskap uit. So hierdie fonds is daar om dit vir die gemeenskap moontlik maak, om maklik by te dra om die landboufakulteit en al die nodige dinge wat daar moet wees in plek te kry, sodat 'n mens die toekoms van landbou opleiding in Afrikaans kan verseker. Dis so belangrik en so nodig. Waarvoor gaan die bydraes tot hierdie fonds, waarvoor gaan dit gebruik word? Ja, Leon, so die fakulteit moet op die been kom en dan moet hy 'n volhoubare toekoms hê. Nou ek dink wat belangrik is baie prakties. Dit is dinge soos 'n proefplaas wat in plek moet kom, natuurlik baie toerusting. So terloops, ons het reeds 'n kudde beeste geskenk gekry. En 'n mooi trekker ook. So, dit kom mooi aan die gang. Sal begin. Maar dan is daar natuurlik programontwikkeling, navorsingsprojekte. Ons gaan definitief op 'n stadium leerstoele aanstel wat fokus op navorsing. So daar's 'n hele reeks van goeders wat in plek moet kom en wat 'n ongelukkige geld kos. En ons vra vir ons gemeenskap om deur die fonds betrokke te raak om hierdie fakulteit op die been te bring. Martinus, ek voel my verstout om te sê dat dit gaan gebeur. Maar ek dink belangrik dan nou. Hoe kan ons kykers vandag, hoe kan hulle bydra tot hierdie fonds en waar kan hulle meer inligting kry hieroor? Ons het alles baie mooi verpak op die Akademia webwerf, is akademia.ac.za en daar is die skakels wat wys hoe kan jy betrokke raak deur skenkings en ons sê vir julle baie dankie dat julle dit ondersteun. Ja, ek kan ook byvoorbeeld vir ons kykers sê, ek dink as daar nou een ding is wat 'n belangrike ding in ons land is, in die hoeksteen van ons ekonomie, soos ou Dawie altyd sê, is dit die landbou. So julle is besig met wonderlike werk en ek is seker ons kykers gaan inspring hier. Baie dankie. Dankie dat jy vandag gedraai kom maak het, Martinus, besturende direkteur, Martinus Visser, besturende direkteur van Akademia. Jy kan akademia.ac.za gaan besoek, soos hy sê, om hierdie fonds dan by te dra daartoe en natuurlik sodoende die toekoms van landbou in hierdie mooi land van ons te verseker. Ons kyk nou na die SAVF en daarna vind Charlene uit oor Egiptiese parfuumolies. SAVF is al in 1904 deur mevrou Solomons gestig. In die opvolgende dekades het SAVF ontwikkel tot waar hulle vandag 165 fasiliteite het wat fokus op kindersorg, familiesorg en ouer wordende persone se versorging. By die oogaftree landgoed buite Naboomspruit in die pragtige Bosveld is SAVF tans die ontwikkelaar van 400 nuwe eenhede en 'n beplande 127 bed gesondheidsorgsentrum. Die SAVF is hierdie jaar 121 jaar oud. Ons oudste fasiliteit, Moreglans in Kreersdorp, was in Junie maand 115 jaar oud, wat ons vir die ouer wordende persoon omgee. Ons moet relevant bly. Ons moet kyk in die toekoms in. En dis hoekom ons tans hier by die oog sit met hierdie nuwe ontwikkeling waar ons nog addisionele 400 eenhede gaan bou. Maar die SAVF kyk vooruit. Ons bou werk vir die toekoms. SAVF is al meer as 'n eeu toegewy aan die opheffing van gemeenskappe en die transformasie van lewens. Hulle bejaardesorgdienste bied gemak en geselskap wat die lewensgehalte van bejaardes verbeter. Hulle bied ook behuisingsoplossings, middageteklubs en tuisondersteuningsdienste. 'n allesomvattende sterk netwerk van ondersteuning vir seniors. Hier by die oog is dit ons doelwit om 'n aftrede leefstyl te skep waar die natuur, die mens en gesondheidsorg soemloos integreer. Ons doen dit deur 'n kontinuum van behuising en gesondheidsorg te skep, waar al die behoeftes van die ouer wordende persoon aangespreek word. Selfsorgbehuising, midsorgbehuising en gesondheidsorg. In ons gesondheidsorgafdeling fokus ons op geheuesorg, waar ons die behoeftes van mense met demensie en Alzheimer siekte aanspreek. Dit is ons doelwit om die oog een van die aftreebestemmings in Suid-Afrika te maak. SAVF is 'n nuwensgewende organisasie met 'n duidelike visie. Alles wat hulle doen, strek tot jou voordeel. Kontak hulle gerus. Ontbytsake projekbestuurder Stel van Staden is besig met 'n sakefokus in Kimberley en die omliggende dorpe. Sy nooi dus besighede vandaar om haar te kontak vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 31 Januarie 2026 uitgesaai.
Vroue Sake word met trots aangebied deur die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil. Alicia van Deventer is hier. Sy is die uitvoerende hoof van Taputi Egyptian Perfume Oils en sy lyk ook vandag soos 'n Egiptiese prinses. Pragtig. Baie dankie Shalien, dankie dat ek hier kan wees. Alicia, Taputi het in Oktober hulle 3de verjaarsdag in Suid-Afrika gevier. Vertel ons meer oor Taputi Egyptian Perfume. Ja, ons is baie bevoorreg en geseënd om al 3 jaar aan die gang te wees. Taputi is 100% A-graad onverdunde alkoholvrye Egiptiese parfuumolies wat ons direk uit Egipte af invoer. Verpak in die allermooiste botteltjies soos wat jy kan sien. Dis die ideale geskenk hierdie jaar vir Kersfees vir jou geliefde, vir jouself en selfs besighede wat hulle werknemers graag wil vereer. Vir mense wat nou nog nie van Taputi gehoor het nie, sê net vir ons waar kom die naam vandaan? Dis so interessant. Ja, so Taputi Bella Tekalim was die eerste apteker 1200 voor Christus wat parfuum gemaak het. Hulle beskryf haar as die hoof van die koning se huis en die hoof van haar eie huis en haar geskiedenis het net vir ons verskriklik mooi deurgetrek na ons handelsmerk toe en die vroue wat ons vandag is. Nou, watse olies het julle alles in die reeks? Want dit lyk vir my asof julle die wêreld kan volmaak met julle parfuumolies. Ja, ons het so uitgebrei. Ons het nou 31 botteltjies met olies in die reeks, waarvan 3 vir mans is. Dan het ons nou 'n splinternuwe handeroom, parfuumroom uitgebring wat jy saam met jou olie kan gebruik. Ons het hierdie ongelooflike mooi nuwe luxe versamelboks spesifiek vir Kersfees uitgebring. En dan het ons die Enigma wat daar aan jou kant is. As jy hom daar kan oopmaak, daai blouetjie, die klein bloue daar. Ja, wat regtig 'n Enigma is. Dit is 6 botteltjies, jy kan jou enige geur gaan kies van ons 31 wat ons aanlyn het. En jy kan dan met dit speel en jy kan omtrent 63 geurkombinasies uit daai klein boksie uitmaak. En wat die lekkerste is jy sit dit in jou handsak, jy dra dit saam met jou waar jy gaan, en jy hoef nie jou mooi Taputi bottel in jou handsak te sit dat hy seer kry nie. Nou as iemand dit nou eers wil toets, hoe maak ons nou? Okay, so die ander boksie langs jou, dis ons toetsstel. Jy kan ook 10 gaan kies aanlyn en dan kan jy dit risiko vry, kan jy toets voordat jy koop. As jy 20 wil toets, kan jy 2 boksies koop. As jy 30 wil toets, kan jy 3 boksies koop. Maar jy moet vir ons vertel van die baie spesiale aanbieding wat jy het. Ja, ons is baie opgewonde. Dis ons grootste spesiale aanbieding van die jaar. Dit is Swart November. Dis tans aan die gang. Dit hardloop nou. En jy kan tot en met 50% afslag kry. Ek is actually bang dat ons nie genoeg verraad gaan hê nie. So as iemand wil koop met hulle regtig nou vinnig spring en hulle Taputi gaan kry. Dis 'n wonderlike geskenk. Dit lyk regtig so swierig, so mooi. Geskik vir 'n Egiptiese prinses. Ag, baie dankie. Julle kan hierdie Taputi parfuumolies op taputioils.co.za koop of sommer op ons eie sakewinkel op die Ontbytsake webblad. Gaan kyk sommer nou by sakewinkel.co.za. Dis 'n heerlike Kersgeskenk en tans op promosie. Ek gaan definitief vir my kry. Daarby gesels nou in Leefstyl Sake met Dr. Judy oor haar verlies vir mans. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Nou hier is nou 'n sensitiewe ding, jy weet hierso, partykeer kry jy sulke ou patchy baartjies en die haarlyn gaan so 'n bietjie terug en die haartjies raak so 'n bietjie minder en so aan. En die ouens hulle sê dit nou nie altyd nie, maar jy's 'n bietjie sensitief vir hierdie goeders. Maar Dr. Judy Pretorius, sy is die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium, gaan ons meer daaroor vertel. Hallo Judy. Hallo Davie. So dit is nou hierdie tyd van die jaar dat jy 'n lekker groot baard groei en snor en sulke goedjies, maar die baard wil nie eintlik mooi saamstem of saam speel nie. En die haartjies raak so 'n bietjie dun en so. Hoekom gebeur dit? Man, ek wil vir jou sê ek wil graag 'n towenaar wees vandag om te sê daar is antwoorde. Daar is antwoorde, maar miskien nie noodwendig wat mense graag wil hoor nie. Maar dit gebeur vir verskeie redes. Daar's natuurlik genetiese redes, daar's hormonale redes. By mans is natuurlik die derivaat van testosteroon wat die groot rede is. Sekere siektetoestande soos lupus, diabetes, natuurlik kanker wat ook 'n rol speel. En natuurlik geneesmiddels. Kortison is een van die grootste redes hoekom mense hulle hare verloor. Dan kosmetiese redes, byvoorbeeld as jy produkte gebruik, as jy produk optel en jy kyk na die bestanddele en daar sulfate in,
dit gaan een van die redes wees in jou reinigers wat gaan maak dat jou hare verdun of dat jou hare verloor. En dan jong ouetjies, jong seuns wat hou van hierdie haarstyl. Ek sê dis die broccoli haarstyl, né? Nee? Broccoli. 'n Korean haarstyl ensovoorts, maar in my tyd het vrouens gegaan vir 'n perm. Nou gaan mans, jong seuns vir 'n perm en dan het hulle hierdie krullerige bokoppie en daai tipe prosedures veroorsaak ook haarverlies en haarverdunning en so voort. Ek sit nou en dink dit lyk so 'n bietjie soos Leon se haar. So, nou maar wat kan 'n ou nou doen aan hierdie probleme wat jy nou? Okay, so van 'n professionele oogpunt. Ek vra namens 'n vriend, jy weet. Namens 'n vriend. Van 'n professionele oogpunt af. Vergeef my nou die Engelse term microneedling. Nou microneedling is wanneer jy klein fyn naaltjies oor die vel sit, veral in die areas waar jy nou bietjie meer baard wil groei. O, so dis nie net jou hare bo op jou kop nie, dis ook jou hare op die... Baie mans wil 'n baard groei, maar dit hierdie kolle. Ja. So jy kan microneedling doen en dan 'n baie spesifieke aktiewe bestanddeel op die vel gaan sit, laat die penetrasie van daai bestanddeel beter is en is niks anders as 'n follikelstimulant nie. En dan begin daai dormante follikels weer hare te groei. En dieselfde op die kopvel natuurlik. En van daai bestanddele is 'n bekende ene, bietjie meer farmaseuties van aard is minoxidil, so mense sal al van dit gehoor het. Maar sekere groeifaktore, salicylsuur, jy weet salicylsuur is dieselfde soos aspirien wat jy drink as jy hoofpyn het, maar jy kan dit op jou vel sit wat die inflammasie, jy weet, veroorsaak en dan anti-inflammatories optree en dan daai follikel net weer wakker maak en kaffieïn. Ek meen kaffieïn werk wonders. Dis hoekom jy sekere shampoos kry met kaffieïn binne. Nou kan jy nou dink as jy daai tipe bestanddele vat, op die vel sit en dan bietjie van hierdie microneedling tegnieke doen, dan gaan jou baard mos natuurlik. Maar is dit nou net shop talk, jou werk het regtig? Weet jy wat, dis hoekom ek in die begin gesê ek is nie 'n towenaar nie, maar in my loopbaan het ek nog nooit nie 'n goeie resultaat gekry nie. So as jy van hierdie professionele behandelings doen en miskien selfs van daai produkte ook kry wat jy by die huis kan aansit, gaan jy 'n resultaat kry. Jy weet as dit nou testosteroon verwant is, dan moet jy maar weet daai tipe alopecia en haarverlies is redelik permanent, maar jy gaan altyd 'n positiewe resultaat kry. En 'n 100 hare ekstra is beter as 0 hare. Kan ek miskien al by jou draai kom maak? Jy moet 'n draai kom maak. Judy Pretorius uitvoerende hoof by Medical Emporium, want ek dink ek het dit nodig. Dankie dat jy by ons 'n draai kom maak. Onthou ons 25 jaar se glanstydskrif is steeds beskikbaar om te bestel of gratis af te laai op 'n webblad. Gaan kyk gerus en Corrie skep nou op sodat ons nou dan iets kan kry om te eet. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Nou hierdie is 'n heerlike ligte ete, maar as jy dit meer van 'n maaltyd wil maak, kan jy soos ek vroeër gesê het, daai eiergebraaide rys of egg fried rice eers in die bakkie skep, dan natuurlik die groente, dan jou mango en dan jou hoender. Nou jy kan selfs nou iets soos shalotte of garnale gebruik vir die vleisgedeelte of selfs 'n tipe van 'n rooi vleisie. Nou ek skep gou die hoender en die mango ook in my op die bakkie en iets wat ek net vir jou wil bysê, so as jy daar soy sauce ingegooi het, is dit belangrik om jou soy sommer dan dadelik te bedien, want as hy dan nou in die soy sauce gaan lê, omdat dit dun julienne reepies is, gaan dit baie maklik pap raak. Nou kom ons skep op, die sous het heerlik deurtrek, ek skep so 1 skepie van hierdie in, en dan maak seker, dat jy van hierdie tamatie, en jy het van die pineappel ook in, en dan, nou jy kan dan besluit of jy kan die hoender aan die kant so skep, ek het so klein gapinkie daar gelos, of jy kan dit sommer so bo op skep. Alhoewel ek het nou nog aan die kant skep is, want hy is nog so klein bietjie warm. So daar is die hoender aan die kant, en dan kan jy nou net van hierdie mango stukkies bo op sit. Myne val nou hier om. Sien, ek kan nie met 'n vurk werk nie, ek moet met my hand werk. Nou gly dit. So laaste, net vir die mooiheid, nog 'n groen blaar en daar so 'n lemmetjie skyfie.
Nou onthou, as jy nie van een van hierdie groentesoorte geniet of van hulle hou nie, gebruik 'n ander soort een. Nou as 'n plaasvervanger, soos byvoorbeeld 'n rooi, geel of 'n groen sitrussie kan ook lekker in hierdie slaai werk. Nou, ek dink die bord lyk vrolik, trek mense aandag op die tafel en gaan beslis heerlik en kraakvars smaak. Nou probeer dit gerus, die resep is op die webblad. Leon vertel ons nou eers van 'n lekker souserige prys wat jy kan wen. Ek luister, Leon. Jy moet nou mooi luister, Corlie, want dis nou vir 'n souserige prys hier op Ontbytsake. Ons gee 'n verskeidenheid van 8 warm souse met komplimente van Plaas Meisie se kombuisie ter waarde van R750 weg. Nou al wat jy moet doen is om na ons webblad toe te gaan, dan klik jy op Wen Sake en daar kan jy inskryf vir hierdie souserige prys, net so vir die feesseisoen. En as jy wen, kan elke familielid sommer 'n warm sous kry. Jy kan dit sommer nou dadelik gaan doen. Om verder hulde te bring aan Annika, gesels Dawie nou met haar werkgewer by Restore Africa Funds. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Nick van Skalkwyk is die direkteur Restore Africa Fund. Nick, goeiemôre, baie welkom. Hallo, Dawie, baie dankie. Ons gesels vanoggend oor Annika natuurlik. Wanneer het sy daar by julle aangesluit? Sy het ons begin werk in 2020 Februarie, so 6 jaar gelede. Voel soos nou die dag. En Annika is laas jaar toe bevorder na ons operasionele direkteur by Restore Africa Capital. So wat doen julle en wat was haar rol? Wat is sy na die tafel toe? Ja, so Restore Africa fokus op wat genoem word 'n regeneratiewe landbou, hier 'n bietjie van 'n anglisisme. Die Afrikaanse woord is herlewingslandbou. En Annika was operasionele direkteur, so sy het al die goed bymekaar gehou. En ons werk is om met boere te werk en te help om te skakel na volhoubare landboupraktyke. En haar persoonlikheid en haar manier met mense werk was 'n absolute aanwinst vir ons span geweest. Maar wat ek nou nie verstaan nie, is dat sy is 'n weerkundige. So het sy daardie ekspertise sy aangewend in daardie hoedanigheid. Kyk, daar's 'n uitdrukking wat sê 'n boer se probleme los op in water. Ja. So as jy 'n meteoroloog in jou span het, help dit baie. Want dit maak jou gesprekke rondom weer en klimaat net soveel meer impakvol. Maar baie meer as dit, Annika was nie net 'n tegniese mens, maar ook 'n mens. Ja. Baie positiwiteit, baie omgee, baie medemenslikheid. En dit het haar 'n goeie persoon soos gesê het gemaak om in die span te wees. Ek moet vir jou sê ek het baie keer in die oggend en voor ons by Ontbytsake is dan praat ek al oor die weer en so dan sê dit elke keer baie geduldig weer 'n keer vir my van voor af hierdie moeilike meteorologiese terme verduidelik. Ja. So wat 'n verskil het sy by julle gemaak? Enorme verskil. Weet so sy was uiteraard 'n uitstekende meteoroloog geweest. Sy het 'n goeie studie gedoen van die aarde en haar geheime. Maar dan, soos ek net ook gesê het, baie meer rondom haar menswees ook, haar positiwiteit, haar werklike omgee. Ons werk met boere, baie keer sout van die aarde mense. En iemand nodig om met hulle te kan praat en werklik om te gee. En dit het sy gebring. So beide die tegniese wetenskaplike waarde, ja. maar dan ook haar menswees. Dit is nogal 'n goeie punt wat jy maak. Hy twee tegniese goeters en die menslikheid daarmee saam. So dis 'n onbillike vraag. Maar gee my iets wat jy daarvan sal onthou. Ja, so baie en dink jy ons het baie tyd oor nie. Maar ek dink die grootste punt en almal het al dink dit genoem voorheen haar positiwiteit, daardie glimlag. Werklike omgee vir mense. Sy kon moeilike aspekte, moeilike gesprekke hanteer met soveel finesse. En sy was vir my 'n werklike vriendin en by Restore Africa 'n werklike kameraad. So ja, ons gaan daar baie mis. Nick van Skalkwyk, direkteur Restore Africa Funds. Dankie dat jy by ons draai. Baie dankie, dit was 'n voorreg. Ons maak gou 'n draai daar by FlySafair en dan kyk ons na mooi en deernisse oomblikke van Annika saam met ons span voor ek Ontbytsake met Ontbytsake se uitvoerende vervaardiger Louis McLaren gesels. Dankie.
toe hy 'n jaar terug hier by ons gekuier het ek en hy agter die skerms ook 'n bietjie oor ons onderskeie kankerhuise gesels en ek moet sê, hy is nog steeds vir my so 'n groot inspirasie. Ja, op 'n manier is dit eintlik vir my 'n baie lekker program. Dit is 'n bietjie hartseer en so, maar dit is op 'n manier baie lekker. Louis McLaren sê uitvoerende vervaardiger van 'n bytsakke. Louis, lekker om met jou te gesels. Dankie daarvoor. Ek moet vir jou sê jy is altyd besig om iets te ondersoek en iets te doen ernstig by ontbytsake. En ons het nie eintlik iemand gehad wat spesifiek net aandag gegee het in die weer nie. So jy het besluit om op 'n stadium om vir Annika te nader om betrokke te raak by ontbytsake se weer. Wat is die rede? Wat was die motivering daar agter geweest? Ek dink Leon Grop was die motivering. Ek het hom so dop gehou as hierdie kunstenaar kom en hy verduidelik die weer en hy volg die wolkies en die maksimum en die minimums. En ek het na die grafika gekyk en ek het gedink, weet jy wat? Dit moet beter. Ons gaan iets beter moet kry. Maar interessante ding van Leon en van Annika. So Leon fantastiese weeraanbieder op sy dag. Ja, en Annika. Maar dit is nou regtig twee mense wat almal hou van. Ek het nog nooit aan iemand vasgeloop wat nie van Leon hou of nie van Annika nie. So hulle het daai gemeenskaplikheid gehad, maar ek moes Leon verlos van die weer. Ja, ek kan onthou hoe hy weer aangekom het so. Maar Annika doen dit met so baie beter. Kan jy daai eerste vergadering met haar onthou? Hoe het jy op haar afgekom? Ja, ek moes toe nou maar begin soek. Ek het besef ek het 'n meteoroloog nodig en ek het iemand nodig wat op kamera sal goed lyk en sal goed oorkom. En om hierdie weervoorspelling vir ons te bou. En ek het deur LinkedIn gewerk en ek het op 'n paar plekke na video's van haar gekyk. Maar ek moet vir jou sê, toe ek die eerste vergadering met haar gehad het en ek gesels met haar en ek sien daai passie in haar oë vir die weer en alles wat daarmee saamgaan. Het ek die besef gehad as iemand soveel passie het, is die kanse vir sukses net goed. En ek het 'n eenvoudige besluit geneem daar sodat hierdie is die persoon wat vir ons hierdie ding gaan groot maak. Dis natuurlik nie net weer nie, maar hy's ook 'n spesiale klem op landbou in ontbytsake. Was hy direk daarbey betrokke geweest om daai strategie aan mekaar te sit? Kyk, as ek nou eerlik met jou wees, ons een tree terug, ons wou landbou trou met die weer. Die twee segmente moet met mekaar gesels. So die ideale persoon is iemand wat weer ken en wat natuurlik landbou ook ken. Ja. So sy was pas gemaak in terme van van daai oefening. En die samestelling en die ontwikkeling van wat julle vandag op die skerm sien. Dis Annika. Jy weet, ek het voor haar gaan sit en gesê, hoorie, ek dink ons moet dit doen. En ek het so half die rigting gewys na dit toe. Maar sy het deur die proses gegaan. Sy het as dit nie vir Annika was nie, het ons nie vandag gehad wat ons nou het nie. Ek kan nou onthou in die oggende wanneer ek hier aankom en dan sy besig met die weer en wys sy vir my en dan verduidelik sy weer vir my. Maar wat is daar vir jou bybly van die wyse waarop sy haar werk benader het? Ja, jy weet, hier sit jy met iemand wat heeltyd 'n swaard oor hulle kop het in terme van gesondheid. En hierdie persoon is altyd op tyd, altyd positief, altyd voorberei, altyd professioneel, nooit verskonings nie. En as sy in 'n plek instap dan helder die trek soms so op. Ja, dis waar. En sy is maar enig in haar soort hoor. Annika was so 'n spesiale mens en maar die hele pakkie en vroegoggende hierso al daai tipe van goed. Ek meen jy weet self. Ja. Ek en jy is van die eerste mense wat die oggende hier is. Ja, hoor julle. En dan is Annika ook hier. Dan sal reeds aan. Ja, sy is ongelooflike mens. Louis McLaren, uitvoerende vervaardiger van ontbytsake. Louis, dankie dat jy by ons draai gemaak het. Lekker om met jou te gesels. Ons kyk nou na 'n lied wat ons bitter lekker kunstenaar Elmay Chur spesiaal vir Annika geskryf het. Die son het geskyn oor jou glimlach, lig en sag. Met jou stem het jy harte oop gemaak.
Jou woorde soos 'n lied in die wind, 'n siel wat bly, al is jy nou stil. Ons onthou jou, ons vier jou naam, en elke straal van môre se raam. Liefde vir Annika, jou lig bly leef in elke lach, en elke tree, jy was 'n lied, 'n dans, 'n droom, nou bly jy vry, 'n ster wat Jy het ons wys gemaak hoe mooi die dag kan wees. Met jou hart wat soos 'n veld vol blomme sweef. En jou teenwoordigheid deur die wêreld gesing. Nou sing ons vir jou met blye stemme. Jy's nie weg nie, jy's oral hier. En elke herinnering. Ek wil net vir julle sê almal baie dankie dat julle saam met ons vanoggend was op hierdie baie spesiale program. Ja, en ons kan 'n besonderse mens vanoggend 'n glasie opklink en mense wat saam met haar pad gestap het. Ons stuur hulle weg met 'n ontbytsake herinneringkie en 'n memorabilia. En ek wil amper net sê op 'n kleurvolle, liefdevolle mens. Dankie dat jy ons lewens kom verryk het. Annika. Nou ja, julle volgende week kuier ons saam met die aktrise Izet Blighnout. Sy is beter bekend as Suster Petro van Binnelanders. Hoop julle kuier saam. Dit gaan lekker wees. Dit gaan lekker wees. Abri, jy het ook een gekry. Jy het 'n Ja. spesiale een gekry. Ons het hom gesign op. Gehou vir jou wat nog deur Annika geteken is. Ag, baie dankie. Baie dankie julle. Dankie dat julle vanoggend saam met ons. Dis baie lekker kort, En nie? so die kos is ook kleurvol. Ja. Mooi is dit. Is dit was met 'n plan. taai hoender hierdie? Nee, Nee, dit is taai. Hy is nie so taai soos jy dink hy is. Dis nie taai hoender. Ek wil sê dis nie vir my baie taai. Dis 'n sagte taai. Hy wil ook altyd so 'n ou ietsie sê. Hy verstaan ook maar nie. Maar dit gaan nie Gesondheid julle. Nee. Baie julle. Baie. Gesondheid julle. Totsiens. Lekker.